Suid-Afrika sit bo op 'n skatkis, 'n ongelooflike rykdom van minerale, diep onder ons voete begrawe. Maar agter daai rykdom is daar 'n komplekse storie. 'n Storie van briljante ingenieurswese, ja, maar ook van gevaar en 'n enorme koste vir ons mense en ons planeet. So kom ons delf 'n bietjie dieper. Kom ons begin met 'n syfer wat jou kop gaan laat duisel. 20 triljoen rand. Ja, jy het reg gehoor. Dis die geraamde waarde van al die minerale wat nog in Suid-Afrika se grond lê en wag. Dis 'n byna ondinkbare hoeveelheid rykdom. Maar hier is die ding. Daardie reuse syfer bring ons by die eintlike vraag van vandag se gesprek. Wat is die werklike prys wat ons vir hierdie skat betaal? En glo my, dis nie 'n eenvoudige antwoord nie en dis presies wat ons vandag gaan uitpak. So, voor ons by die prys uitkom, moet ons eers die skat self verstaan. Wat presies is hierdie minerale en hoekom is hulle so verskriklik waardevol in ons alledaagse lewens? Goed, so kom ons begin by die begin. Wat presies is 'n mineraal? Wel, die wetenskap sê dit moet aan 'n paar reëls voldoen. Dit moet 'n vaste stof wees, dit moet natuurlik voorkom en hierdie deel is superbelangrik, dit moet nie organies wees. Met ander woorde, dit was nooit 'n lewende plant of dier nie. En hierdie goed is nie net iewers diep onder die grond nie. Dis letterlik oral om ons. Dink 'n bietjie daaroor. Die goud in die elektronika van die foon wat jy dalk nou in jou hand hou, die yster in die kar waarmee jy ry, selfs die platinum in daai kar se uitlaatstelsel. Hierdie minerale is die boustene van ons moderne wêreld. Nou 'n vraag wat baie mense vra is, maar wag, wat van steenkool? Eskom brand dit mos vir ons krag, so is dit nie 'n mineraal nie. En die antwoord is eintlik nee. Onthou jy daai belangrike reël? Minerale is nie organies. Steenkool aan die ander kant is organies. Dit het gevorm uit oorblyfsels van oeroue plante. So eenvoudig gestel, minerale het nooit gelewe nie. So, ons weet wat die skat is, maar hoe op aarde kry ons dit uit die grond uit? Hierdie volgende deel kyk na die ongelooflike proses en die ingenieurswese wat nodig is om by daai rykdom uit te kom. Jy kry basies twee hoofmetodes. Eerstens is daar oppervlakmynbou. Dink aan die groot gat in Kimberley. Dis presies soos dit klink. 'n Massiewe oop put word in die aarde gegrawe. Maar vir die minerale wat regtig diep lê, soos ons goud, moet ons skagmynbou gebruik. En dit beteken ons tonnel kilometers ver, reguit af, die aarde in. En ek oordryf nie. Suid-Afrika is die tuiste van die diepste myne op die planeet. Dink vir 'n oomblik daaroor. 4 kilometer reguit af. Dis soos om Tafelberg 4 keer bo op mekaar te stapel, maar jy gaan af. Die tegniese uitdaging om mense en toerusting so diep te kry, is net fenomenaal. Hoe doen hulle dit? Kom ons breek dit vinnig af. Eerstens grawe hulle 'n vertikale skag. Dis basies 'n huisbaktonnel. Dan, van daai skag af, tonnel hulle horisontaal uit om by die mineraalaard te kom. Derdens, gebruik hulle plofstof om die rots los te breek. En laastens word al daai gebreekte rots opgehys na die oppervlak. Dis 'n ongelooflike komplekse en gevaarlike dans, diep onder die grond. Maar daardie komplekse, gevaarlike dans het gevolge. En dis hier waar ons die ware prys van daai 20 triljoen dollar skat begin sien. Die proses om hierdie minerale uit te haal het 'n reuse en dikwels permanente impak op ons omgewing. En die impak is wyd verspreid. Ons praat van lugbesoedeling van al die stof, die vernietiging van grond en natuurlike plante groei en die habitatte van diere wat heeltemal verdwyn. Mynbou gebruik ook enorme hoeveelhede water, 'n reuse probleem in 'n droë land soos ons sin. Maar een van die heel grootste gevare is waterbesoedeling. Hierdie groot probleem staan bekend as suurmyndreinering. Kyk, wanneer 'n myn toemaak en verlaat word, gebeur iets nogal sinister. Dit vul met reënwater. Daai water meng dan met die chemikalieë in die blootgestelde rots en dit word hoogsuur en giftig. Daardie gifwater sypel dan stadig uit en besoedel ons riviere en grondwater vir dekades lank nadat die laaste mynwerker huis toe is. En net om vir jou 'n idee te gee hoe ernstig dit is, navorsing het al hoë vlakke van radioaktiewe uraan in die water naby party goudmyne gevind. Dis 'n onsigbare maar dodelike nalatenskap wat aan ons kosbaarste hulpbron agterbly. Maar die koste word nie net deur die omgewing gedra nie. Die mense wat hierdie rykdom vir ons uithaal, die mynwerkers, staar elke liewe dag ongelooflike gevare in die gesig. Probeer jouself vir 'n oomblik in hulle skoene plaas.
Jy werk kilometers onder die grond. Die temperatuur kan klim tot 50 grade Celsius. Die lug is dik van stof en giftige gasse. Daar is 'n konstante gevaar dat rotse kan stort en die oorverdowende geraas van die masjiene kan jou permanent doof maak. Dit is, sonder twyfel, een van die gevaarlikste beroepe ter wêreld. En dan is daar die onsigbare gevare. Die stof wat hulle dag in en dag uit inasem, lei tot verwoestende longsiektes. Siektes soos pneumokoniose en veral silikose, wat deur fyn silikastof veroorsaak word, kan lei tot tuberkulose en selfs longkanker. En die ergste deel, dit kan tot 20 jaar neem om te ontwikkel. Dis 'n stille moordenaar wat lank na mynwerker se loopbaan eers toeslaan. So, met sulke ernstige kostes vir beide die planeet en sy mense, wat word gedoen om hierdie risiko's te bestuur? Hoe balanseer ons die behoefte aan hierdie hulpbronne met ons plig om alles en almal te beskerm? Wel, op 'n persoonlike vlak begin dit met die regte toerusting. Elke mynwerker dra 'n harde hoed met 'n koplig, staalpuntstewels en beskermende oorpakke. En seker die heel belangrikste, suurstofmaskers. Dis die eerste linie van verdediging teen daardie gevaarlike staf in die lug. Maar beskerming gaan baie verder as net die klere wat jy dra. Wetgewing vereis kritiese ingenieursstelsels. Massiewe ventilasieskagte pomp skoon lug in en trek giftige gasse uit, terwyl sterk dakstutte, hulle noem dit pitprops, help keer dat die tonnels in mekaar stort. Hierdie stelsels is nie opsioneel nie, dis absoluut noodsaaklik vir oorlewing. En dit bring ons terug na ons sentrale vraag. Maar nou verstaan ons die diepte daarvan 'n bietjie beter. Die R20 triljoen skat onder ons voete kom met 'n werklike baie hoë prys. Die vraag wat ons almal moet vra, elke keer as ons 'n foon optel of in 'n kar klim, is: hoe vind ons die balans? Hoe gebruik ons hierdie rykdom, maar beskerm ons terselfdertyd ons planeet en die mense wat dit vir ons ontgin? Die antwoord is alles behalwe eenvoudig.